Goeiemôre. Ja, het is lekker om weer 'n slag te praat. En weer 'n bietjie te dink aan al die dinge wat ons in die Bybel kry, aan die kerkjaar, en in die geskiedenis binne in die Bybel. Nou ek het vir oggend 'n interessante tema. Môre Willem, môre luisteraars. Ek hoop julle volg saam met my en hou ook daarvan om bietjie so in die Ou Testament in te delf. En dit miskien 'n minder bekende boek te lees en te bestudeer en die aard van die boek te sien. Ehm hierdie is eintlik 'n kort reeksie van twee praatjies. Volgende keer gaan ek dan verder praat uit hierdie boek uit. Nou die tema vir die oggend is die geheime toevalligheid in die boek van Hadassa. So die boek waaroor ek gaan praat in die Bybel is die boek van Hadassa. Nou ek weet nie of jy weet watter boek is die boek van Hadassa nie. Kom ons gaan verder, dan kyk ons of ons saam dit kan bevestig. Ehm nou in hierdie boek van Hadassa is daar twee interessante eienaardighede. Daar's twee dinge wat baie eienaardig is in hierdie boek wat die boek sy unieke karakter gee. En aanvanklik voel mens dalk, dis 'n snaakse boek hierdie, maar as mens dan terugkyk dan besef mens, wow, dis eintlik 'n baie besonderse boek hierdie. So, daar's twee interessanthede, twee eienaardighede in hierdie boek. Die eerste is dat hier baie geheime dinge in hierdie boek is. Selfs God werk net in die geheim. Luister mooi. God werk net in die geheim. Ja, ek sal net nou daarby terugkom. En die tweede ding is dat hier baie toevallighede in hierdie boek is. Baie toevallighede. Want as God hulle nou nie help nie, so tussen aanhalingstekens, dan gebeur daar seker baie dinge toevallig wat goed is of dalk sleg is. So, hierdie twee aspekte gaan ek dan 'n bietjie uitlig. Die geheime dinge, dat selfs God in die geheim is in hierdie boek en dat daar baie toevallighede is. Maar dit is nie net God wat in die geheim is in hierdie boek nie. Ook Hadassa doen dinge in die geheim. Wie is Hadassa? Het jy al van Hadassa gelees in die Bybel? Ja, daar word so na haar verwys en gesê dit is ook haar naam. Maar ons ken haar eintlik by 'n ander naam. Hadassa was eintlik 'n Jood gewees, 'n Jodin gewees. Sy was 'n weeskind gewees en sy het by haar oom hulle groot geword. Haar oom se naam is Mordegai. Miskien begin jy nou onthou. Mordegai. So Mordegai het hierdie kleindogtertjie Hadassa, Mordegai in sy huis het hierdie kleindogtertjie Hadassa dan grootgemaak. En niemand het eintlik geweet sy is 'n Jodin nie. Want sy het daar in die Persiese wêreld 'n ander naam gehad, naamlik die naam Ester. Die naam Ester. Ja, nou die verhaal speel af tydens en eintlik half na die ballingskap. Want die Israeliete is na Babilonië in die ballingskap weggevoer en Babylon is oorgeneem deur die Perse en dit het deel van die Persiese ryk geword. Nou die Persiese ryk is eintlik waar Iran en Irak is, maar veral Iran. En hierdie verhaal speel in die suide van Iran af. Mens kan vandag nog so toe gaan. Mens sien oorblyfsels van die paleis van Susan daar in die suide, verre suide van Iran. Ja. So Hadassa, wat ook bekend staan as Ester, was in die geheime Jood gewees en die koning het dit nie geweet nie en die mense om haar het dit nie geweet nie. En die tweede ding is hier gebeur 'n paar toevallighede wat ek nou gaan by uitkom. Kom ons kyk na die struktuur van die boek, na die verhaal van die boek, na die verloop van die boek. Dan gaan dit dalk vir jou sin maak al hierdie dinge wat ek so noem. Die boek Ester, dit is die boek van Hadassa. Dis die boek Ester, want Hadassa is Ester. So die boek Ester speel daar in die Persiese ryk af en die koning in daardie tyd was koning Ahasveros. En Ahasveros het 'n fees gehou van 180 dae, met amper 6 maande lank fees het hy gevier.
En toe nou sit teen die einde van hierdie fees het Vashti, koningin Vashti, sy koningin, ook 'n fees vir die vroue gehad vir 7 dae, 7 dae vrouefees. En ek weet nie of dit is op hierdie fees, hierdie vrouefees wat hy nou weer besef het hoe mooi sy vrou is en hoe mooi die vrouens is nie en hy wou 'n bietjie brag met sy koningin Vashti. En hy het haar geroep en gesê: "Kom, kom dans vir ons." Maar Vashti wou nie. Vashti was 'n kuisvrou gewees en Vashti wou nie voor hierdie manne wat nou al 180 dae lank fees vier, eet en drink soveel soos wat hulle wil, dans nie. En toe word die koning kwaad. En daar en dan sit hy haar af en hy vra vir sy raadgewers wat gedoen moet word en hulle besluit toe ehm al die jong dames, dat daar sal jong dames gekies word. En hulle sal vir 'n jaar lank, as ek reg onthou, gevoed word en versorg word en dan deur die loop van hierdie tyd gaan hulle dan een na die koning toe kom, dat die koning hulle leer ken en sien wie hulle is. En so het daar baie jonge dames na die koning toe gekom. Maar toe Ester kom, het hy gesê, "Wow, dis die een wat ek wil hê." So Ester word dan gekies as die nuwe koningin in die plek van Vashti wat afgesit is. En haar oom Mordegai ondersteun haar. Hy het eintlik haar stiefpa geword en hy staan by haar. En hy sê vir haar, ja, sy as Jodin kan dit nou 'n baie besondere posisie. Goed, intussen het daar 'n paar ander dinge gebeur. Onthou, hulle is in die Persiese wêreld. Die Jode is maar versprei, geskatterd so tussen die ander mense, ander volke. Daar word gesê daar was 127 provinsies. Dit was van Indië af tot by Ethiopië. Dit word genoem kus. Van Indië tot by Ethiopië het hierdie hele ryk gestrek. 'n Ongelooflike groot ryk met baie mense. En die koning se tweede in bevel, Haman, het gevoel hy is so belangrik, almal moet hom aanbid. En toe hy een keer weer so by hulle verbyry, bygaan, toe buig Mordegai nie. En hy laat Mordegai roep en hy's kwaad en hy kom agter Mordegai is 'n Jood. En hierdie Jood Mordegai wil nie voor hom buig en hom aanbid nie. En toe besluit hy, Haman, hy wil al die Jode laat doodmaak. Hy wil vir Mordegai en al die Jode laat doodmaak. En toe het hulle 'n dobbelsteen gegooi om 'n datum te kry waarop hulle dan die Jode gaan uitwis. So hierdie datum is dan bepaal vir 'n klompie maande later. Dis die dag dan waarop die Jode uitgewis gaan word omdat